Ek wil begin by Amos hoofstuk 1 van vers 1 af. Die woorde van Amos, 'n skaapboer uit Tekoa. Hy het oor Israel 'n gesig gesien tydens die regeringjaar van koning Hosea van Juda en koning Jerobeam van Israel, seun van Joas. Dit het 2 jaar voor die aardbewing gebeur. Amos het gesê, wanneer die Here uit Sion brul, wanneer hy sy stem uit Jerusalem laat hoor, verdor die weivelde en die herders en verdroog die top van Karmelberg. En dan gaan ons na Amos hoofstuk 2 toe van vers 6 af. Amos was van Juda, maar hy het hierdie visioen gekry wat hy na Israel. Israel was noord van Juda, die 10 stamme was daarbo, die ander 2 stamme was onder. Hy het onder gebly, maar God stuur hom toe na die boonste 10 stamme toe teen Israel. So sê die Here, selfs as Israel net 3 keer sonde gedoen het, sou ek my straf nie herroep het nie. Maar nou het hy nog sondes daarby gevoeg. Hulle verkoop onskuldige mense vir geld. Arme mense oor 'n paar sandale. Hulle trap swakkes se koppe plat in die grond en veronreg die wat hulself nie kan verweer nie. Pa en seun kuier by dieselfde meisie en doen my heilige naam oneer aan. Langs elke altaar strek die Israeliete hulle uit op klere wat as pand gevat is. In die huis van hulle God drink hulle die wyn van die wat uitgebuit is. Ek het die Amoriete wat hoog soos seders is, sterk soos eike uitgeroei, om vir julle plek te maak, Israeliete. Ek het julle uit Egipte laat trek, ek het julle 40 jaar lank in die woestyn gelei. Ek het julle die land van die Amoriete in besit laat neem. Ek het van julle seuns as profete laat optree, en van julle jong manne as Nasareërs. Is dit nie so nie, Israeliete? Vra die Here. Maar julle het die Nasareërs laat wyn drink en die profete belet om as profete op te tree. Daarom laat ek julle vasval net waar julle is, soos 'n wa vasval wat te vol gerwe is. Die vinnige sal nie kan vlug nie, die sterkes se krag sal hom niks baat nie. Die dapper soldaat sal homself nie kan red nie. Wie met pyl en boog veg, sal nie kan weerstand bied nie. Die vinnige sal nie kan weghardloop nie. Die ruiter sal homself nie kan red nie. Selfs die sterkste soldaat sal daardie dag kaal wegvlug, sê die Here. Dit is die woord van die lewende God. Amos, hy praat met Israel, maar hoe het Israel in die tyd van Amos gelyk? Ek wil net so 'n bietjie 'n prentjie skep sodat ons kan agterkom, maar hoe dit gegaan daai tyd. Dit was 'n tyd van vrede en voorspoed vir Israel. Dit het goed gegaan met Israel. Onthou, Israel is die noordelike gedeelte van die hele Israel. Daar het 10 stamme gebly. Die onderste punt, die suidepunt, daar het 2 stamme gebly. Saam was dit die 12 stamme, maar hulle het verdeel na Salomo koning was. So dit het goed gegaan met Israel, vrede en voorspoed. Die Assiriërs, dit was die wêreldmag van daai tyd. Dit was die mense wat die sterkste was, die heersende volk. Hulle was rustig, want iets het voorheen gebeur. As julle die storie van Jona kan onthou, hy het mos so 'n besoekie aan Ninive gedoen. En die hele stad het tot bekering gekom. So Assirië, alhoewel hulle die wêreldmag was hulle ook rustig, want hulle het Jona se boodskap gehoor en hulle het verander. Israel was op die belangrike roetes gewees, die handelsroetes tussen Europa en Arabië. Daar sit Israel. So dit het ekonomies ook met hulle goed gegaan. Daar's gekoop en verkoop, daar was heeltyd ekonomie aan die gang. En die samelewing was naderhand verdeel tussen die wat het en die wat nie het nie. En
Dis die positiewe. Dit het goed gegaan met Israel, maar op morele vlak was dit nou nie so mooi nie. Miskien sal julle van hierdie goed kan herken, daar was finansiële skandale in Israel in daai tyd. Daar was omkopery en daar was korrupsie. Dis vreemde woorde hierdie nie, ons ken nie hierdie woorde nie. Daar was, selfs die howe was korrup gewees en jy moes 'n regter betaal het as jy wou gehad het dat jy 'n positiewe uitspraak moes kry. Dit was 750 jaar voor Christus. Het dit so gegaan in Israel. Gaan lees, ons het gedeeltes daarvan gelees. Kan mens dink 'n wêreld is so die mekaar? Kan ons dink ons wêreld en Israel se wêreld is so naby aan mekaar? Korrupsie, skandale, omkopery, dis alles daar gewees. Godsdienstig, hoe dink julle het dit godsdienstig met Israel gegaan? Hulle was blakend gesond. Dit het godsdienstig baie goed gegaan met Israel, maar nie met die godsdiens waar hulle Jahwe as hulle God, as die enigste God aanbid het nie. Dit het goed gegaan want hulle het al die ander volke rondom hulle se geloof aanvaar. Hulle het die afgod aandien en hulle het die afgod gedien en hulle het hierdie afgods optredes gedoen. Dit was chaos. Godsdienstig gewys, maar dit het baie goed gegaan want hulle was gefokus, maar nie op die God van Abraham, die God van Jakob en die God van Isak nie. Op ander godsdienste. So eintlik het dit sleg gegaan. Godsdienstig met die fokus op God alleen, het dit sleg gegaan in Israel. En daar het iets gebeur. In Exodus 19 vers 6, julle onthou die gedeelte in Exodus 19, die volk was in die woestyn, hulle het net uit Egipte uitgetrek, hulle kom by die berg, en God maak aan hulle die beloftes. Hy sluit 'n verbond met sy volk, en dan kom hy by Exodus 19 vers 6. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees. 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. God se boodskap aan sy volk. As julle my gehoorsaam en aan my verbond hou, dan sal julle 'n koninkryk wees as my priesters, 'n gewyde nasie. En dit is nie wat gebeur het nie. Israel het allerhande ander goed gedoen. Miskien nog die Here gedien, miskien nog offers gebring, maar dan was daar al hierdie ander goedjies wat bygebring is. Hierdie volk se lekker stories, hierdie volk se lekker goedjies, kom ons bring dit by, kom ons bring dit in, en daar gebeur iets met die volk. 'n koninkryk wat my as priester sal dien en 'n gewyde nasie was hulle nie meer nie. God het 'n verbond met hulle gesluit en dit is die resultaat. Hoe reageer God? En dis wat ons moet vra, hoe reageer God op Israel? As ons nou kon besluit het, wat moet met Israel gebeur? Wat sou jy gesê het? Hulle wou nie luister nie, gee vir hulle pakslag. Sorteer hulle uit. Wat sê God? Onthou, hy is die een wat regeer. Die hele aarde behoort immers aan my, sê God. Alles is myne, ek is die skepper van alles. God regeer. Wat is sy reaksie op die volk? Hy praat met sy volk.
Hy straf hulle nie net daar nie, hy sorteer hulle nie net uit nie. Hy praat met sy volk. Die Here God doen niks as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars, die profete nie. Die profete het dit dan na die volk toegevat. Israel draai hulle rug op God. Hulle sê nee, ons doen wat ons wil. Dis lekker. Dit gaan goed met ons. Ons lewe in hierdie geseënde land. Alles loop mooi. En God kom en hy maak dit aan sy volk bekend wat hulle besig is om te doen. En daardeur daag hy hulle uit. Dis interessant, Amos en Hosea, hulle word die laaste kans profete genoem. The last chance prophets. Israel se laaste kans. Hier kom Amos en hy bring hierdie boodskap aan die volk. Hy bring God se boodskap aan sy volk en dis hulle laaste kans. As hulle nie luister nie, dan is dit die einde van die volk en ons weet 30 jaar nadat Amos hierdie goed gesê het, 10 jaar nadat Hosea sy profesie gebring het, kom die Assiriërs, hulle hardloop oor Israel, hulle voer almal weg in ballingskap. God het gepraat. God het gepraat en sy volk het nie geluister nie. Nou met hierdie verloop van die geskiedenis hier voor ons, met hierdie vinnige prentjie van Israel se tyd toe Amos as profeet opgetree het, wat sien ons? Wat sien jy vanmôre? Wat hoor jy vanmôre? Is dit hierdie waarskuwing van God? Miskien nie net aan ons nie, maar ook aan ons wêreld, aan ons gemeenskap, aan ons samelewing. Alles behoort aan my, sê God. Maar dien ons die lewende Here. Dien die gemeenskap, dien die samelewing, dien Suid-Afrika die lewende God. So hoe sien ons vanmôre hierdie boodskap? Sien ons dit as 'n waarskuwing? Is dit vir ons 'n bangmaak storie? Here, asseblief net nie dit nie. Dis nie 'n bangmaak storie nie. Dis nie 'n waarskuwing nie. Dit kom neer op 'n beskrywing van God. En ek wil hê ons moet regtig vanmôre hierdie punt agterkom, want ons baie keer het ons in ons gedagtes hierdie siening van God is hierdie kwaai God, en as ek nie reg handel nie, as ek nie reg praat nie, en as ek nie reg lewe nie, en nie die regte dinge doen nie, en nie die regte fokus het nie, dan gaan God kom en hy gaan my straf, want hy's kwaad vir my. Dit is nie hoe ons God moet sien nie. Want kyk wat het God gedoen, hy het met sy volk gepraat. Hy het hulle opgeroep. Hy het profeet na profeet gestuur. En gesê, maar hoor, wat sê ek vir julle? Julle is my volk, ons het 'n verbond gesluit. En ek roep julle op. Ek skryf julle nie af nie, ek sê nie ek is klaar met julle nie. Ek roep julle op. Ons sien God se handelinge en dan sien ons daardeur God se karakter. God is liefde. Ons weet dit. Hy's genadig, hy's barmhartig, hy ontferm hom oor ons. En so moet ons na God kyk. En dan moet ons na God se standaard gaan kyk. Wat verwag hy? Dis nie 'n bangmakery nie. Want as God hierdie gedeeltes vir ons gee om ons bang te maak, hoekom dien ek hom? Omdat ek bang is vir hom? Hoe kan ek 'n verhouding met die lewende God hê? Hoe kan ek liefde vir God hê as ek bang is vir hom? Ek kan nie bang wees vir hom nie. Ek moet lief wees vir hom. En daarom moet ons gaan kyk na hoe handel hy en hoekom handel hy so? Wat is God se karakter? Wat is God se standaard? Want daarbey moet ek aansluit, en as ek daarbey kan aansluit, dan kan ek in hierdie verhouding met God staan. Johannes 3 vers 17 onderstreep dit. Dit sê nie,
Jy wat nie glo nie, vir jou gaan ek straf nie. Wat sê daai vers? God het nie sy seun aan die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie. Hy het nie. Wat sê vers 16? Want so lief het God die wêreld gehad. Hy het nie Jesus gestuur om die wêreld te kom veroordeel nie, maar hy het Jesus gestuur om die wêreld te kom red. En dit is hoekom hy so met Israel ook gepraat het. Om Israel te red. Om dit wat hy vir hulle beplan het, vir hulle te bring, te gee. En as God ons vanmôre oproep, is dit nie hierdie, nou moet jy luister, anders is dit verby met jou nie. Hy het jou lief, hy het jou innig lief, en omdat hy jou lief het, wil hy hê, maar jy moet by hom wees, wil hy vir jou die lewe gee, wil hy vir jou die oorwinning gee, wil hy vir jou die hemel gee. Dis 'n ander manier om na God te kyk. Ons moet nugter kyk na God se handelinge. Ons moet die realiteit begin besef. God is nie die Engelse woord is this vengeful God, hierdie God wat uit is op wraak nie. As jy nie luister nie, dan gaan hy jou uitsorteer. Nee, hy's 'n God van liefde. En so handel God. En vandag weet ons dit. So van vandag af kan ons nie na God kyk as hierdie God wat my net wil oordeel nie. Van vandag af moet ons gaan kyk na 'n God wat ons liefhet, met 'n oneindige liefde. God wat alles in plek geplaas het, sodat jy by hom kan wees, sodat jy aan hom kan behoort. Ons sien dit in Israel se geskiedenis, ons sien dit hier in Amos. Hy praat en hy roep. En hy sê vir hulle, ek gaan dit doen, as julle nie luister nie, gaan ek dit doen. Nie om hulle te oordeel nie, maar om hulle terug te bring na hom toe. En so sien ons dit ook in die Nuwe Testament. God wat jou roep, omdat Jesus vir jou gesterf het. So dis die boodskap van God se roeping aan jou is gebaseer op feite. Feite uit die Bybel uit. Dis nie net menslike wense wat ek hoop maar God is so. God is so. En die hartseer deel is, baie mense skryf die Ou Testament af. Ons lees hom nie so baie nie. Dis nie vir ons so mooi nie, dis nie vir ons so positief nie. Maar as ons die Ou Testament nie lees nie, dan sien ons nie hierdie prentjie wat God skilder deur Amos oor sy verhouding met Israel nie. Maar wat het God gesê? En hier moet ons dit nou begin ons eie maak. Amos 7 vers 7 tot 9. Dit is vir ons belangrik om hierop te let. Ek lees vir ons Amos 7 vers 7 tot 9. Hy het my, dit is Amos wat praat, hy praat oor die Here, hy het my gesig laat sien. Die Here het by 'n loodregte muur gestaan en daar was 'n skietlood in sy hand. Soos ek nou verduidelik het, daai gewig met 'n touwtjie aan om 'n reguit lyn te trek. Daar was 'n skietlood in sy hand. Hy het vir my gevra, wat sien jy, Amos? En ek het gesê, 'n skietlood. Toe sê die Here vir my, ek gaan 'n skietlood aanlê in my volk Israel. Ek gaan hom nie meer spaar nie. Die hoogtes van Isak sal verwoes word, die heiligdomme van Israel sal in pyn gelê word. Ek sal met die swaard optree teen die koningshuis van Jerobeam. God sê hy gaan sy volk meet. Na aanleiding van sy standaard. En dis wat ons moet raak sien. Alle lewe op aarde. En dit hang nie af of jy glo of nie glo nie. Alle lewe op aarde staan onder God se standaard. Alles. Hoekom? Want hy het alles gemaak. Hy is die skepper, hy is die onderhouer, dit is sy skepping. Ons is sy skepsels. En ons almal en alles staan onder God se standaard. Maar is dit regtig vir ons belangrik? Is dit regtig vir ons belangrik? Moet ons steur aan God? Ek vra nou vir 'n klomp gelowiges, natuurlik sal ons sê ja, maar moet ons steur aan wat God sê? Tot in die fynste detail moet ons luister na wat God sê. Moet ons luister na God se standaard. Alles behoort aan hom. Hy is in beheer van alles.
moet ons daarna luister en ek sou sê ja, verseker, asseblief tog, luister na wat sê die Here, luister na sy standaard. En dit is nie hierdie kognitiewe luister nie, ja, ek besef ons moet reg lewe voor die Here, dis die regte ding om te doen, ons moet lewe, ons moet goeie mense wees, dis nie net, dit gaan nie oor wat verstaan ek nie, dit gaan oor hoe lewe ek dit. Israel was nog die volk van God, maar hulle het hom nie gedien nie. Hulle het geweet wat is die regte ding. In hulle koppe was dit, nee, jy moet nie eintlik dit doen nie, maar hulle het dit nog steeds gedoen, en dieselfde met ons. Ons kan nie sê, maar ons behoort aan die Here, ons is syne, maar prakties sê my lewe die teenoorgestelde, die woorde wat ek gebruik, my gedagtes, my optredes, my denke is nie God se denke nie, God sê, my standaard, daai lyn word gehou, dis God se standaard. Hy het die muur gebou, daai muur waarop hy gestaan het met die skietdood, was presies reg. En hy sê, nou bring ek dit na julle toe. As ons nie God se standaard aanvaar nie, wat is die alternatief? Die alternatief is ons standaard. Hoe dien ons die Here volgens wat ek wil? Wat vir my belangrik is, wat vir my lekker is, dis hoe ek die Here gaan aanbid, dis hoe ek hom gaan dien. Soos wat ons wil in ons lewens, soos ek wil. Ek besluit, dit en dit kan ek vir die Here doen, dit en dit doen ek vir myself. Wat ek wil. Ek stel my wil bo die Here se wil. Soos ek besluit, soos ons besluit. Ons as 'n samelewing besluit, maar dis nie meer nodig nie, ons kan nou so lewe en dan doen ons dit. My standaard. Baie keer soos ons redeneer, ons kan mos die Bybelse boodskap amper wegredeneer. Sy standaard. Nie ons redenasies nie. Hoe wonderlik en hoe pragtig dit ook al kan klink. God se standaard. Sy woord. Wat hy spreek. Baie keer sê ons, maar dit wat vir ons werk, dit sal ek vir die Here doen. Wat vir my werk, as dit nou nie vir my werk nie, Here, u moet verstaan. God se standaard of my standaard. Dis of die een of die ander, en dit kan nie 'n mengelmoes wees nie. Dit wat God vra. Baie keer is ons standaard, dit wat vir ons aanneemlik is. Dit wat vir my aanvaarbaar is, dit is wat ek sal sien as die standaard waarvolgens ek lewe. Dit staan nie. Dit staan nie in daai groter prentjie van God as skepper nie. So as hy daai lyn kom hou, as hy sê, dit is die standaard, dan moet ons sê, dit is ons standaard. Dit wat u sê. Ek kan nie 'n ander plek, 'n ander manier insien, dat ek my eie standaard bo God se standaard stel nie. Kyk wie hy is. Hoekom roep hy ons op? Om ons te oordeel? Om ons te straf? Nee, omdat hy vir jou lief is. Dis hoekom hy daai lyn uithou. En jou uitdaag, gaan meet jou lewe. Amos 8 vers 1 en 2. Dis die verloop van Amos. Die Here my God het my gesig laat sien. Daar was 'n mandjie ryp vrugte en die Here het vir my gevra, "Wat sien jy, Amos?" En ek het gesê, "’n mandjie ryp vrugte." Toe sê die Here vir my, "Die tyd is ryp vir my volk Israel. Ek sal hom nie meer spaar nie." Die tyd is ryp vir my volk Israel. Ek sal hom nie meer spaar nie. God sê dit en ek dink, hy sê dit in hartseer. Hy het sy volk geroep en geroep en geroep. En hy sê, maar my volk, ek sal teen julle moet optree. Want hy is 'n heilige God. Hy is perfek. Maar hierdie hele visioen, hierdie gesig wat Amos gesien het, is uit liefde van God vir sy volk. Die resultaat was, Amos vertel vir Israel, die 10 stamme sal versprei word oor die wêreld, sal versprei word onder al die nasies, om nooit weer op te staan nie.
Nooit weer sal die 10 stamme by mekaar wees nie, omdat hulle die verbond, God se standaard, verwerp het en hulle eie standaarde vooropgestel het. Dit is wat gebeur het. Dit is hartseer. Maar dit is die realiteit. Ons kan nie hierdie goed net wegwens en sê, maar ek begrawe dit ergens. Dis nie lekker om oor sulke goed dink nie. As ons oor die Bybel praat, dan moet ons moet oor die mooi goed praat, maar dit is die realiteit waarin ons staan. En daarom hierdie vraag, wat moet nou my benadering wees? As ek nie dieselfde bootjie as Israel wil opeindig nie, wat moet my benadering wees? God se standaard word my standaard. Dis die enigste manier. Dis al wat sin maak. As ek besef, maar sy standaard is die perfekte standaard, dis die goddelike standaard, dis waar volgens ek wil lewe, Here, dit is wat ek najag, dis wat ek soek, dan moet ek sy standaard my standaard maak. So eenvoudig soos dit. As Israel maar geluister het, maar hulle het nie. Kom ons luister. Kom ons wees gehoorsaam aan God. Kom ons aanvaar sy standaard en sê, maar Here, u standaard sal my standaard word. Onthou, die wêreld ken nie God se standaard nie. Want hulle ken nie God nie. Hoe gaan hulle weet wat sê die Here as hulle hom nie ken nie, as hulle nooit 'n Bybel oopmaak nie? En daarbey kom eintlik 'n groot uitdaging aan ons. Ons moet God se standaard aan die wêreld toe vat. Nie om die wêreld te oordeel nie, sodat die wêreld gered kan word. Mense wat jy ken wat God se standaard nie najaag nie. Moenie vir hulle sê, jammer om van jou probleem te hoor nie. Vertel vir hulle God se standaard. Verkondig Jesus Christus. Wys vir hulle die kruis. Wys vir hulle die vergifnis. Wys vir hulle die lewe, sodat hulle kan sê, maar ek wil volgens God se standaard leef. Ek wil nie onder sy hand rus nie. Ek wil teen sy bors rus. Ek wil nie geoordeel word nie. Ek wil gered word. Maar waar staan jy met God se standaard? Is dit jou standaard? En dis ons uitdaging. Hoe kan ons dit realiseer? Ken God se hart. So eenvoudig. Ken God se hart. Hoe ken jy God se hart? Om in 'n verhouding met hom te staan, om hom te ken, om met hom te praat, om sy woord te ken, om sy hart te ken. Dis waar sy hart aan ons geopenbaar word in die Bybel. Ou Testament en Nuwe Testament. Gaan lees, sien wat God sê God. Dis my standaard. Dis hoe ek wil hê jy moet lewe en lewe so. Ons het die skietlood. Die wêreld het nie. Ons het die skietlood. En nou moet ons lewens gaan meet aan dit. En dis nie oppervlakkige reëls nie. Dis nie van, jy moet dit doen en ja, jy moet dit. Dit is my hart. My hart moet verbind wees aan God se hart. Hebreërs 1 sê dit, in die ou tyd het God gepraat met sy mense, deur die profete, ons het dit gesien. Hy gaan verder, vandag praat hy met ons deur sy seun. So in die Ou Testament het God gepraat, in die Nuwe Testament het God gepraat. En nou kan ons weet wat sê God en ons kan weet wat vra God. So jy moet gaan uitvind wat sê God vir jou, wat vra God van jou. Wat is die standaard wat hy aan jou stel? Gaan vra vir God, Here, wat is hierdie loodlyn? Waaraan moet ek myself gaan meet? En gaan meet jouself, moenie bang wees nie. Die Heilige Gees lei ons, hy gee ons die krag, hy gee ons die insig, die wysheid, om dit te kan toepas in ons lewens, om dit ons eie te maak. Maar jy moet die meetwerk gaan doen. Gaan waag om God se standaard teen jou eie lewe te hou. En verander dan. En gaan vra, laat ons nou sal bid, laat ons sal vra, Here, wys my, wat is die standaard? Openbaar dit aan my, Here, as ek na die woord toe gaan, wys my wat U vra, wys my wie U is, wys my U liefde, wys my U genade, wys my U ontferming, Here, wys my U standaard. En dan volg ons daai gebed op met, Here, verander my, sodat my standaard en U standaard dieselfde sal wees. Want dit is hoe ons wil lewe. Met Israel het dit goed gegaan, totdat ons by die godsdienstige gekom het. Nou ons uitdaging, hoe gaan ons lewe?
God stel sy standaard. Moenie bang wees vir sy standaard nie. Hy sal nie van jou verwag dit wat jy nie kan doen nie. Hy sal nie. God is liefde. Maar gaan meet jouself aan sy standaard en sê, Here, so wil ek lewe vir U, my Here. Kom ons bid U voor.